safe within your name. This we know, this we know. You promised never to forsake what you began, you will sustain. And this we know, this we know. We need no other hiding place. We need no other hiding place. Our hope is safe within your name. And this we know, this we know. You promised never to forsake what you began. What you began, you must sustain. And this we know, this we know, this we know. I will call upon the Lord, for He alone is strong enough to save. Rise, rise, your shackles are no more, for Jesus Christ has broken every chain. I will call upon the Lord. I will call upon the Lord, for He alone is strong enough to save. Rise, your shackles are no more, for Jesus Christ has broken every chain. All of the heavens and the earth announce the fullness of your word. And this we know, this we know, that every enemy will flee as we declare your victory. This we know, this we know. And I will call upon the Lord, for He alone is strong enough to save. Rise, your shackles are no more, for Jesus Christ has broken every. I will call upon the Lord. I Will call upon the Lord, for He alone. is strong enough to save. Rise, your shackles are no more.
shackles are no more. For Jesus Christ is broken every chain. I will call upon the Lord. I will call upon the Lord, for He alone is strong enough to save. Come on and rise. Rise, your shackles are no more, for Jesus Christ has broken every chain. I will call upon the Lord, for He alone is strong enough to save. Rise, your shackles are no more, for Jesus Christ has broken every chain. You are the God who was, who is, and is to come. You are Jesus, and in you I trust. My life is in your hands. Jesus, You are a miracle working. You are the God who was. You are the God who was, who is, and is to come.
nou sing, you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha. You are Yahweh. Terwyl elke oog gesluit is vanoggend, wil ek hê jy moet net die prentjie in jou gedagtes kry. Dat soos ons sing, you are Yahweh, Alpha en Omega, is die engele besig om die troon van die lewende God te gaan en saam met ons hom te loof en hom te aanbid en hom te eer vanoggend. Want elke keer wat ons sing, you are Yahweh, dan sing hulle, Shakadosh, Kadosh, heilig, heilig is die Heer van die leerskare. Wanneer ons verklaar vanoggend dat you are Yahweh, U is die begin en U is die einde, U is die Alpha en U is die Omega vanoggend, verklaar ons dit oor ons omstandighede, ons verklaar dit oor ons gedagtes vanmôre, ons verklaar dit oor wat ons van onsself dink, wat gebeur het gister, wat gebeur het vandag, wat gebeur het in hierdie week wat verby is. Verklaar ons vanmôre dat you are Yahweh. U is die begin, Here, en U is die einde. Maak nie saak wat ek in die gesig staar vanmôre in die Here, maar saam met die engele kom ons en ons bring die eer en die lof vanoggend in hierdie plek. We come to worship you. We come to worship and adore you in this place this morning. Goeie Gees van God, U is so welkom. U is so heilig in hierdie plek. Here, dat dit op 'n punt kom dat ek voel ek wil my skoene uittrek, want die grond waarop ons staan is heilige grond. There's an awesome presence in this place. We come to worship you. We come to bow down. Ons buig onsself neer, Here. Ons lê onsself voor die aangesig en die voete neer vanmôre. Saam met die engele verklaar ons, Here, heilig, heilig, heilig. You are so holy. You deserve all the glory, all the praise, all the honor. Yeshua, net daar waar jy is vir 'n oomblik. Net daar waar jy is vir 'n oomblik, sit jou fokus op hom. As jy in jou taal bid vanmôre, doen dit. As jy met hom praat vanmôre, as jy wil stil wees vanmôre, net vir 'n oomblik, doen dit vanmôre. Laat toe dat die Gees van God een en elkeen aanraak in hierdie plek. Yeshua. Saam met die engele sing dit vanmôre. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega.
is risen from the dead, and He is Lord. Y'all can clearly die somebody. Every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Sing, He is Lord, He is Lord. He is Lord. He has risen. He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Sing, You are Lord, You are Lord, and You are Lord. You are Lord. Yes, You have risen from the dead, and You are Lord. Every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus, You are Lord. Every knee shall bow, every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus, You are Lord. He is, He shall bow. He is shall bow, every tongue confess that Jesus, that Jesus Christ is Lord. every knee shall bow, every knee shall
that Jesus Christ is Here, vanmôre verklaar ons, U is die hoogste autoriteit in hierdie plek, en as ons sê, You are Lord, beteken ons, Here, daar is geen groter gesag in hierdie plek nie. Geen groter gesag op hierdie terrein nie. Elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat U die Christus is. Daarom verklaar ons, Here, dat niks anders die reg het om te staan voor U aangesig nie. Niks anders. En soos wat ons onderwerp, Here, aan die naam bo alle name, aan die koning van die konings, so Here, kom U in die liefde en die genade en die soem kom vul hierdie tempel. Die kinders roep, heilig, heilig, heilig is die Here. Thy kingdom come, Thy will be done in this place as it is in heaven. Right now. Right now. Die woord sê, toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, Here, vandag kan ons sê, toe die heerlikheid hierin beweeg het, toe die heerlikheid ingekom het, niks kan bly staan, alles sal verander, alles sal in lyn trek met U wil vanmôre. Alles. Niks sal uit lyn uit wees nie. Alles sal in lyn trek. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Ons staan gegooi so by my. Asseblief.
klein seentjie wat hierdie mamma vashou. Het ons voor gebid. Vandag is hy die manifestasie van gebed. Hy is die bewys van God se krag. Hy is die bewys dat God se naam, die naam bo alle naam, as geen groter naam as die naam van Jesus nie. En so dank ek die Here, soos wat hy vanmôre hierso is, dat die naam oor sy lewe uitgeroep is. Ek dank die Here dat u gedagtes aangaande hom, gedagtes van vrede en nie onheil is nie. 'n hoopvolle toekoms, Here. En waar hy beweeg, Here, sal die lig en die lewe manifesteer. In Jesus' name. Amen. En amen. Ons sien uit na die hele getuienis. En wanneer die tyd reg is, sê welkom en ek glo almal moet dit hoor wat God gedoen het. So pragtig dat julle hier is. Sê. Amen. Dankie. Glory. Glory, glory, glory. As die Here ons vrymaak, sal ons waarlik vry wees. As die Here opdaag, wie sal teen hom kan staan? As die Here gesê dit is so, wie kan iets anders sê? Niemand anders. Sy woord sal bly staan. Amen. So vanmôre, geliefdes, wil ons aangaan met genade. En ons het verlede week het ons oor genade gepraat. En ek wil so 'n bietjie verder ingaan in genade. En ek het verlede week het ek vir julle gesê dat genade is 'n gratis, onverdiende geskenk. Genade kan nie gekoop word nie. Daar is 'n prys betaal. Jy het dit nie betaal nie. Genade kan nie gekoop word nie. Dis onverdiend. Jy kan nie daarvoor werk nie. Jy kan nie oortyd daarvoor insit om 'n bietjie genade te kry nie. Dis onverdiend. Jou werke kan niks doen om meer genade te kry. Die derde woord is dis 'n geskenk. En dit is 'n geskenk wat aan ons almal gegee is deur die God van alle genade vir jou en vir my. En nou is dit vir jou om hierdie geskenk oop te maak. Dis vir jou om hierdie geskenk te ontvang. Dis vir jou om hierdie geskenk joune te maak. Maar solank as wat jy hierdie geskenk bekyk, solank as wat jy hierdie geskenk sien, en solank as wat hierdie geskenk daar lê, het dit geen effek op jou nie. Jy moet dit ontvang. Jy moet soms sê, ek vat dit. Ek maak dit myne. Here, ek ontvang dit. Dit word deel van wie ek is. Dit word deel van my wese. Die genade is myne. Wil jy saam met my blaai in jou Bybel na Romeine 3 vers 23. En hy sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hoor mooi, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So ek wil hê jy moet hoor, sonde bring skeiding tussen jou en God.
Sonde hou jou weg van die heerlikheid van God af. En dis hoekom ons genade nodig het. Want die loon van die sonde is die. Nou as ek dood is ek dood. As ek dood is, kan ek niks doen nie. En omdat ek al gesondig het, want hierdie skrif sê dit baie duidelik, dis nie net Gawie Pretorius wat sondig nie, en wat gesondig het nie. Almal sit in dieselfde moeilikheid, klink dit vir my. Vers 24. Kom ons sit gou vers 24 op. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig. Wie is hulle? Almal. Word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Kom ek verduidelik en gou vir jou iets. My pragtige of my aantreklike assistent, ekskuus, kom gou vorentoe asseblief. Ek wil vir julle iets verduidelik. Kom ons gaan gou terug na vers 23 toe. Nee, sorry. Jy is my Engelse assistent. Verstaan jy? My aantreklike assistent. Nou, so, vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En daar is 'n storie hieraan gekoppel. Jy weet, in die Bybelse tyd, het die mense boog geskiet en het hulle pyl en boog gehad. So wat gebeur het, wanneer ek in die veld sou ingaan, en ek wil 'n bietjie gaan teiken skiet, dan vat ek my wapendraer saam met my. En die wapendraer gee vir my die boog. En ek gaan nou vir jou demonstreer hoe werk dit. Okay. So ek vat die boog. En daar ver. Dis 'n teiken, hy's omtrent so groot. Maar ver. Dis daar 'n teiken. En ek trek hierdie boog. En soos ek hierdie boog trek en hy skiet, hardloop my wapendraer. En ek sê, wat het gebeur? Amartado! Ek kan nie hoor nie. Amartado! Amartado! Ek het die merk gemis. Dankie. Net een pyl vir vandag. Amartano! So wanneer hy sê, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, is dieselfde woord wat gebruik word, Amartano! Ons mis die merk. En as niks wat jy kan doen in jou vermoë, in hierdie geval, van sonde, dat jy hierdie merk, hierdie teiken kan raak skiet nie. Maar deur sy genade, hierdie gratis, onverdiende geskenk, wat God gekies het, om aan elke een van ons te bewys. Jy sien, so wat gebeur nou met sonde? Nadat ek genade ontvang het, verander genade die sonde in iets goeds? So sonde bly sonde. Beteken dit dan dat genade dan iets leliks vat en hy maak dit mooi? Jy sien, genade is die geskenk wat aan ons gegee word, sodat die merk wat ons gemis het, die prys wat ons verloor het, dat ons die geleentheid het om dinge reg te stel.
Ons het nooit die geleentheid gehad om dinge reg te stel onder die wet nie. Nooit. Want die offers was nooit perfek nie. En is alleenlik deur Jesus Christus wat ons hierdie perfekte offer het. Dat ons genade ontvang het. Ek het sê, Here, ek het droog gemaak. Ek het die merk gemis. Vergewe my asseblief. Here, ek is jammer. En ons ontvang genade, sodat ons kan ophou met dit wat ons weghou van die teken af. Dis genade. 2 Korintiërs 12 vers 9, dis ons tema vers vir hierdie maand. Hy sê, my genade is vir jou genoeg, sê die Here vir Paulus. My genade is vir jou genoeg. Weet, as sy genade vir ons genoeg is, hoor mooi, dan is dit net so goed, hy sê, my genade is alles wat jy nodig het. Van alles wat jy nodig het, jy het niks meer nodig as my genade nie. As kind van God, is dit belangrik dat ons genade verstaan. En ek wil vanmôre, wil ek 'n bietjie verder gaan met genade, want ek wil God se karakter aan jou openbaar. Jy sien, wanneer God nou alles gedoen het, wat is daar dan nou nog om te doen? As alles alreeds gedoen is. Is daar nog iets? Jy sien, dis hierdie God wat ons aanbid, wat net kom en hy kom verras jou net. Hy kom doen ver bo dit wat jy ooit kan bid of dink. Hy kom seën jou met dinge wat jy nooit geweet het jy geseën kan word nie. Hy kom lig jou uit, hy kom tel jou op, hy stel jou in plekke, hy maak vir jou deure oop. Nooit om op te hou nie. Ek wil jy moet ietsie verstaan van God. Ons het so 'n paar weke terug, toe praat ons oor die saaier. En ons kom by die goeie grond. En die woord van die Here sê, en 'n sekere gedeelte van die saad het in goeie grond geval. En hy het vrug opgelewer. Halleluja! Hoeveel nou weer? 30? 60? 100voudig. Oh my goodness. Ek lees Romeine 12 vers 2. Waar hy praat van dat ons gedagtes vernuwe, sodat ons die wil van God kan ontdek. Hoor mooi. Die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God. Die goeie wil is goed. Die 30voudige oes is goed. Maar kyk na die karakter van God, dit bly nie net daar nie. Ek kyk na God se woord en ek leer, daar's 'n woord binne die woord. Esegiel die profeet leer ons, die Here sê, van wat sien jy? Hy sê, ek sien 'n wiel. Hy sê, maar kyk mooi, wat sien jy? Hy sê, ek sien 'n wiel, binne 'n wiel. Binne 'n wiel. Wat? Is 'n wiel dan nie genoeg nie? En wanneer ons van genade praat, wat al reeds so groot is en wat al reeds alles is, sien ek 'n onderskeid in genade. Blaai gou saam met my na Handelinge 4 toe, vers 33.
Ons is in 'n baie opgewonde tyd, opwindende tyd in die kerk. Heilige Gees is uitgestort op mense se lewens is radikaal verander. Mense wat daar op die dag van Pinkster was, 3000 van hulle het tot bekering gekom, is gedoop, het gesien wat die Heilige Gees gedoen het, die krag van die Heilige Gees wat beweeg het. Dis die tyd waarin ons is, as ons hierdie lees. Hoor mooi. Hy sê, en met groot krag, sê groot krag. Halleluja. Met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus Christus en groot genade. Sê gou, groot genade was oor hulle almal. Hoekom nie net genade nie? Hierdie klink vir my soos 30voudig, 60voudig. Ja, en weet jy wat, daar's nog wat kom. Maar daarvoor gaan jy moet wag vir volgende week. Groot genade. Maar Here, U genade is genoeg. U genade is alles. En God sê ek weet. Maar my hart is ver bo dit wat jy bid of dink. Wat die Here voorberei het vir die wat hom liefhet. Jesusie. Asof dit nie genoeg is nie. Dat daar 'n prys betaal is, 'n perfekte offer gebring is, sodat ons kan inbeweeg in plekke, sodat ons verlos kan word van die dood. Efesiërs 2 praat van ons as gevolg van ons misdade was ons dood gewees. Ons is dood. Weet jy hoe dood is dood? Jy kan vir 'n dooie persoon sê, hoorie, wil jy nie bietjie saam my winkel toe kom nie? Wat 'n reaksie gaan jy kry? Niks. Hy gaan net stil lê. Want hy is dood. Hy kan niks doen nie. Jy kan vir hom preek. Jy kan vir hom worship musiek aansit. Hy gaan net stil lê. Hy kan niks doen nie. Maar deur sy genade kom hy en hy maak ons lewend. Sodat dit wat dood is, dit wat daar geen reaksie was nie, dit wat nou al begin vrot het, Lazarus, kom uit! En ek dink die mense wat so om die graf gestaan het, met hulle neus toe, met hulle oë gerek. Lazarus, kom uit! En iemand sê, ek hoor iets. Ek sien iets. Dit wat lewend is. Wie was daar in die graf? Dis Lazarus. En so het God met ons almal gemaak en hierdie genade wat ons ontvang het ons losgemaak, het ons oorgebring van die mag van die dood. Die prentjie verlede week, die mag van die dood, hy het ons verlos, hy het ons losgemaak van daardie mag, en hy het ons oorgebring in sy heerlikheid in. Onthou jy dit? En dit is maar net genade. As dit
vir my weer, asseblief, Handelinge 4 vers 33 op. En hy sê, en met groot krag, het die apostels getuienis gegee. Beteken dit, hulle het groot speakers gehad? Beteken dit, hulle was net dramaties gewees? Beteken dit net, hulle, man, kyk, as hy gepraat het, die plek gebewe? As hy sê met groot krag, het hy getuienis gebring, dit wat hy gesê het, Jesus gedoen het, die feit dat hy gesê het, Jesus het opgestaan uit die bose uit, of uit die dode uit, en hulle bring die siekes naby, en hulle skade weer val net so op die siekes, dan ewe skielik gebeur daar iets. Dat hulle hand net so uitstrek en sê, lewe, lig, en dan gebeur iets. Met groot krag. En dan die tweede gedeelte, en groot genade was oor hulle almal. Wie is hierdie oor hulle almal? Is dit die apostels? Maak jou Bybel oop, asseblief. Maak jou Bybel oop as jy hom het. As jy hom nie het nie, is geen probleem nie. Christen langs jou behoort een te hê. En as hy hom nie het, jy sê vir volgende week bring jy dit, asseblief. Ons moet hierdie sien, mense, ons moet die woord sien. Vers 33. Hy sê, met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus Christus, en groot genade was oor hulle almal. Wie is die almal? Kom ons kyk gou vers 32. En die menigte van die wat gelowig geword het, was van een hart en siel, en nie een het gesê dat iets van sy besittings eie was nie, maar hulle, wie is hulle? Almal wat gelowig geword het in alles gemeenskap gehad, het alles in gemeenskap gehad. So hierdie groot genade was oor hulle almal, hoor, nie net genade nie, hoor, groot genade. Wat sê die groot genade? Hierdie groot genade was die groot krag waarmee die apostels getuienis gebring het. Hierdie groot genade was oor almal. Was oor almal. So as jy tevrede is met 30-voudige oes, dis goed. Maar daar is groot genade wat lê en wag vir jou. Hoor mooi. Want God wil wonderwerke deur jou doen. Jy is gered. Jy is verlos. By die man-up, sê hom Louis, as een van sy kollegas, wat sê, waar is die wonderwerke van God? So ja, waar is die wonderwerke? Waar is die wonderwerke? Wel is die groot genade. Dis hierdie geskenk wat lê en wag vir jou. Maar soos wat jy genade moet ontvang, soos wat jy genade moet opneem, as jy vanmôre vir my so sê, ek sal geen wonderwerk kan doen nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Want jou woorde het dit daar weghou. As jy vanmôre vir my so sê, as ek vir die siekes gebid, dan gebeur daar absoluut niks. Die ouens word sieker. Moenie weer vir iemand bid nie.
Want jy het geprofeteer oor hoe jy dinge doen. Maar as ek hierdie genade opneem, hierdie groot genade, en ek sê, Vader, by U is daar geen aannemer van persoon nie. U is die God van alle genade. U is die God wat gee. Die karakter is om meer en meer te gee. Here, ek wil die wonderwerke weer sien gebeur. Here, ek wil my hand op die siekes lê. Dat hulle gesond kan word. Ek wil nie net vertel van hoe U verlos en wat U gedoen het en hoe U deur ander mense werk nie. Ja, maar ek wil die wonderwerke sien. Ek wil sien hoe U krag mense se lewens verander. Ek wil ervaar hoe duisternis verander in lig. Het ons daai begeerte verloor? Het ons al ooit in daai rigting gedink? Kan jy dink dat groot genade vir jou beskore is? Verseker. Verseker. So is die vraag. Is jy reg om dit op te neem? Is jy reg om dit te ontvang? Is jy reg om te doen? Hoekom nie? Hoekom nie? Dis vir jou. Geliefde, ek wil vanmôre vir jou sê dat wonderwerke wag vir jou. Ons lees in Romeine 8 vers 19 en hy sê, as jy die hele skepping wag vir die openbaarmaking. Wat is openbaarmaking? The revelation, okay? Wat moet openbaar gemaak word? Openbaarmaking. Wat moet geopenbaar gemaak word? Jou getuienis moet wys. Dit wat jy sê jy glo, moet wys. Dit wat jy sê jou getuienis is, moet wys. As jy sê God genees, kom bid vir die siekes. As jy sing, my God kan alles doen. Kom ons staan op. Openbaar dit. Maak dit bekend wat jy ontvang het. So die skrif gaan so. Julle skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns en dogters van God. Van wie? Van God.
Groot genade. Wonderwerke wag vir jou. Ek wil hê ons moet saam nagmaal gebruik. Kan ek jou gou vra, net so vir hom, wie het nie nagmaal nie, ons het hierso nog nagmaal hier voor wat ons kan uitdeel. So graag wil hê almal moet gebruik. Wie het gevra, hoekom gebruik ons nou so baie nagmaal? Okay. Ja, daaroor gewonder. Hoekom doen hierdie pastoor dit so? Ons is mos geleer eenmal 'n maand. Okay? En daar's niks fout nie. Hoor dit van my af. Want die woord sê, so dikwels as ons dit gebruik. Hy sê, so dikwels as wat jy dit gebruik, verkondig jy die dood van Christus. En wat gaan saam met die dood van Christus? Sy opstanding. Glory. Die dood is oorwin. Glory. Wat verkondig het? Dat Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Glory. Die plek van autoriteit. Glory. Wat verkondig dit? Heilige Gees is met ons. Glory. So dikwels as jy dit gebruik, verkondig jy dit. Jy verkondig sy genade oor jou lewe. Jy verkondig groot genade oor jou lewe. En jy neem dit op. En dit word deel van jou. Van jou sisteem. En wanneer genade en groot genade deel word van jou sisteem, hoor mooi, dan moet dit wys. Want julle sal my getuies wees. Mense, jy moet begin bid vir wonderwerke om te gebeur. Jy moet begin om wonderwerke te laat gebeur. Hoe bedoel ek? Klim uit jou kas uit. Daardie kas van, ek kan niks doen nie. Klim uit daai kas uit en begin doen. Want niks sal gebeur as jy niks doen nie. Glory. Kom ons gebruik hom. Dankie Here Jesus vir u liggaam. Dankie vir u lewe. Dankie vir u lig. Dankie vir die groot genade. Amen. Soos wat ons die liggaam opneem, bid ons Here, laat die koninkryk kom. Bid ons Here, dat wonderwerke die orde van die dag sal word. Bid ons Here, Heilige Gees, dat u vir ons skerp sal het sien, fyn sal het hoor, en dat ons vinnig sal optree, met wie in ons is. Dankie vir die bloed. Die bloed verseël hierdie offer, hierdie getuienis,
hierdie groot genade in Jesus naam. Glory, glory, glory. Ek wil vra, voordat jy nou gereed maak om huis toe te gaan, wag net. Wag net. Hierdie wat nou gebeur, is nou so belangrik. Ek wil jy moet 'n besluit maak vir groot genade vanmôre. Hoor wat ek sê. Ek wil jy moet 'n besluit maak vir groot genade. Weet jy wat, ek stap baie keer in 'n plek en ek voel, hier's bindinge in die lug. Okay, sien wat ek hier voel nie, ek verduidelik gou iets. Ek stap in 'n plek in. So, gaan nou gou iets doen. Stap in 'n plek en kom in 'n veld. En waar ek in 'n veld is, dan voel ek ewe skielik, ek voel iets. Ek kyk en ek sien. En as ek iets sien, ek sê, Here, in die naam van Jesus, breek ek hierdie mag nou in Jesus naam. En ek kyk wat lê hier langs my, en ek tel 'n stokkie op. Hierdie is nou 'n bietjie groter, ek gaan meer krag moet gebruik. Klink of hulle Christen is. Ek sê hierdie is nonsens. Ek begin in tale bid. Hoor mooi. Hulle begin ook in tale bid. My vrou sê, liefie, hulle klink soos Christene. Ek sê hulle is nie. Ek tel 'n stok op. En ek sê, jy sien, van die manifestasie van jou geloof, die hele skepping wag vir die openbaar making. Ek weet nie wie daai stokke aangesit nie, maar ek sal aan die ene kry. Hy het 'n purpose gehad, daai stok. Is jy reg om groot genade te vat? Kom ons staan op. Ek wil jou help. Ek wil jou vra. Vanmôre. Hoe vat jy groot genade vanmôre? Steek jou hand so uit. Steek jou hand so uit. Maak jou hand oop. En dan vat jy dit. En jy sê, Here Jesus, ek maak dit myne. Ek verklaar oor my lewe dat wonderwerke sal gebeur. Ek verklaar oor my lewe. Vader, alles wat U wil hê moet gebeur en wat gedoen moet word, sal gebeur in die naam van Jesus. Ek bid
Dat ek nie meer sal terugstaan waar ek teruggestaan het. Ek sal nie meer weghardloop nie. Ek sal nie meer bang wees nie. Ek sal my oë oop hou. Ek sal my ore reg hou. En ek sal doen wat U sê. En nou wil ek hê, haal net diep asem. En uit. En ek sê dankie Jesus. Dankie Jesus. En wat jy dan gedoen het nou vanmôre. Jy het gesê, Here, hier is ek, stuur my. Tyd van wonderwerk is nie verby nie. O nee. Meer as ooit gaan dit nou begin. Ver bo dit wat jy bid of dink. Jy gaan na hierdie hande van jou kyk en ewe skielik gaan jy kan sien, hierdie hande kan vir iemand bid. Hierdie hande kan iemand vertroos. Hierdie hande kan iemand ophelp. Hierdie hande kan 'n deur oopmaak vir iemand. Moenie terugstaan nie. Ek wil hê ons moet kom vir oom Sissel bid vanmôre. Oom Sissel, Uncle Sissel, please come and stand in front with me.